So beklee vir die troonkamer, is waarmee ons besig is, 'n reeks oor die wapenrusting van God en die belangrikheid daarvan. En ek het dit vir julle gesê, maar ek wil dit weer vir julle sê, waar ek die probleme ontdek het, is by niemand anders as by myself nie. Ek het Pretoria toe gery en ek het 'n preek geluister en die persoon het toe nou toevallig genoem iets van die wapenrusting van God. Ek het nie eens behoorlik geluister na wat hy alles sê nie, maar dit het my toe laat begin dink, wanneer laas het ek die wapenrusting aangetrek? Wanneer laas het ek daaraan gedink? Wanneer laas het dit oor my gedagtes gegaan of in my binnekamer opgekom? En ek begin toe met die Here praat oor die wapenrusting. En waarom val dit nou so swaar in my hart? En ek besef toe hierdie een ding, daar's 'n verantwoordelikheid wat saam met die wapenrusting kom. Ons het in die eerste week die vergelyking gemaak, of was dit laas week, van jy kan nie jou Hilux of Ranger se sleutel vir 'n kleuter gee en verwag hy gaan suksesvol by die ander kant uitkom nie. Daar's 'n verantwoordelikheid met hierdie wapenrusting wat ons dra, iets wat ek en jy moet nakom. Dit is nie net 'n meganiese toestel wat ons aantrek en nou is ons beskerm en ons kan leef soos wat ons wil nie. En die eerste week het ons gepraat oor die oorlog agter die oorlog. Dat ons is almal in 'n geveg en baie keer weet ons nie eers nie. En die geveg in die geestesriem is meer van 'n realiteit as enige geveg wat jy hier op aarde met jou oë kan sien of met jou hande aan kan raak. Die woord sê ons vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verskeer. Paulus sê in Efesiërs 6 dat ons moet staan, ons moet weerstand bied. Daarom trek die volle wapenrusting aan sodat jy weerstand kan bied teen die listighede van die vyand. Hy is konstant op soek na iemand vir wie hy 'n leuen kan vertel of 'n plannetjie kan in hulle oor fluister. Of jou hier bietjie versoek en jou daar bietjie verlei. Laasweek het ons gepraat oor wat was Paulus se idee, wat was sy hele plan gewees, wat het hy vir die gemeente in Efese gekommunikeer voordat hy vir hulle die wapenrusting gegee het. Michael, as jy een kan aangaan, ek het so 'n ding gemaak, kan julle daar sien, is dit te klein? As dit te klein is, sit nader of praat met Herman, een van die twee. Maar daar sien ons die vloei van Efesiërs so ver. En al hierdie goed is belangrik, want ons kan nie by hoofstuk 6 inspring en die wapenrusting aantrek en by die deur uit hardloop en 'n swaard rondswaai en nommer 1 weet ons nie eens vir wie ons beklei nie. Ons weet nie waarteen ons beklei nie. En dan die heel belangrikste, en dit gaan ons nou vandag sien in hoofstuk 4 en 5 voordat ons by hoofstuk 6 kom. Vandag gaan ons sien, hoe beklei ek? Dis nogal 'n belangrike ding om uit te figure, dink julle nie ook so nie? As ek vandag 'n geweer in my hand moes stop en my weermag toe stuur, gaan ek reguit vir hulle sê, dit gaan vir julle meer beteken dat ek nie gaan nie. Ek weet nie hoe hierdie ding werk nie. Ek het 1 bok in my lewe geskiet en dit was 1 skoot 4 gate. Ja, dink daaroor, dit maak nie sin nie. Die bok was besig om te eet en sy nek en sy borskas was in lyn gewees. So dit was eintlik goed, maar ek het dit nie so beplan nie. Hoofstuk 1 het vir ons kom sê wie ons is. Dis belangrik om te weet wie jy is. In wie se span is jy? Vir wie veg jy? Wie is aan jou kant? Van waar af beklei jy? Ons het ook vir mekaar gesê, daar's 'n rede hoekom iets so spandrag ontstaan op 'n rugbyveld. Want in die hitte van die oomblik gaan jy enige ou tackle met die bal of jy hom nou kan herken of nie. Dis belangrik om te weet, soos belangrik om te weet wie jy is.
God se seëninge in Christus en jou identiteit. Hoofstuk 2 het ons vertel wat Christus kom doen het. Waar ons was, dood in ons sondes. Dit was nie waardig dat God ons moes toerus met krag enigsins nie. Ek sien, dis paparazzi vanoggend in die gemeente, ek sal dit vir ons op die groepe sit, hoe klink dit? Dan het julle die foto's, is dit reg? Hoofstuk 2 kom vertel vir ons waar ons was, want dis ook belangrik. As jy weet van waar jy vandaan gekom het, en wat jou verlede was, dan gaan hoofstuk 3 soveel meer beteken. Want hoofstuk 3 is waarom die kerk bestaan. En ons het mekaar gesê, die kerk bestaan om as 'n voorbeeld te dien van God se genade vir die owerhede en die magte in die lig. As ek weet waar ek was, en ek weet wie ek nou is, dan kan ek op in die oggende op my stoep staan en met trots vir die vyand sê, kyk wat het God in my lewe gedoen. Jy het geen meer hou vas oor my nie. Hoofstuk 3 sê ons moet 'n bewys wees van God se genade. Ons moet getuig teenoor almal. Paulus skryf self, dis nou my weergawe, maar hy sê in hoofstuk 3, as God my kon red, ek wat 'n sondaar was, ek wat Christene vervolg het, ek wat soveel sonde gedoen het, as hy my kon red, dan is daar hoop vir almal. Vanoggend kyk ons na hoofstuk 4 en hoofstuk 5. En dit is hier by hoofstuk 4 en 5 waar die tekkie die teer tref. Vandag gaan ons leer hoe om te leef. Wat is die sleutel tot die vorige hoofstukke? En hierdie is belangrik, want Paulus sê ons moet staande bly en weerstand bied teen die listighede van die vyand. En nou in hoofstuk 4 en 5 gaan ons sien hoe doen ons dit? Hoe bly ek staande? Hoe bied ek weerstand vir die vyand, teen die vyand? Hoofstuk 4. Hoofstuk 4 kan ons die titel gee, Leef waardig. Hoofstuk 4 vers 1 sê, daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Sien julle die radverandering wat Paulus maak in hoofstuk 4? Hoofstuk 1, 2 en 3 gaan oor wat God gedoen het. Dat hy jou geroep het, hy het jou sy kind gemaak, hy het sy seun gestuur vir jou, hy wil hê, jy moet 'n voorbeeld wees. Dit gaan oor wat God gedoen het, hy maak die kerk 'n voorbeeld vir die owerhede en die magte. En dan kom 4 en 5, en dit sê nou, wat moet jy doen? Is dit nie die vraag wat ons almal soveel keer vra nie? Ek weet, dis 'n vraag wat ek al baie gekry het, maar pastoor, wat doen ek nou? Ek het nou my hart en lewe vir die Here gegee, ek het nou tot bekering gekom. Wat nou? Wat moet ek nou doen? Nou hier is wat ons moet doen. In hierdie hoofstuk verduidelik Paulus dan, hoe moet ons leef om voorbeelde te wees. En julle kan self deur Efesiërs gaan. Ek het nou amper vergeet om te vra, wie het almal hulle huiswerk gedoen? Oom Ben het sy hand opgesteek. Hierdie klas is te groot, ek gaan nie omkom en kyk nie. Maar gaan lees Efesiërs. Gaan vat dit wat ek vanoggend hier sê en gaan beleef dit self. Neem dit self en praat self met die Here daaroor. En na vanoggend wil ek graag hê hoofstuk 4 en 5 veral. Want sien die eerste 24 verse wat Paulus skryf in Efesiërs 4 praat oor hierdie 6 goed. Wandel waardig. Ons het nou gesien in vers 1 sê hy wandel waardig. Wat beteken dit dan nou vir ons? Jy het seker almal nou een of ander Disney movie gekyk of 'n movie wat jou baie goed voel oor jouself en dan sê hulle gewoonlik goed soos life is a journey.
Die lewe is 'n wat 'n journey in Afrikaans? 'n wat? 'n reis. Amper gehoor 'n kruisig. Ja, seker. Lewe is 'n reis. Lewe is 'n lied en jy moet net lekker saam sing. Dit is so. Maar doen dit waardig. Doen dit waardig. Die roeping wat God vir jou gegee het. Hy sê ook, groei tot volwassenheid. Nou dis waarmee, en ek kan oogkontak maak vanoggend hier. Want ek moet ook groei tot volwassenheid. Moet groei tot op die punt, waar 'n mens nie so maklik kwaad raak nie. Nie so vinnig omgekrap raak nie. Groei tot volwassenheid in jou woord. Petrus sê onder andere, jy moet altyd reg wees om die woord te verdedig, om dit waarin jy glo te verdedig. Jy moet altyd 'n antwoord hê vir dit wat die mense gaan kom vra. Groei in volwassenheid in jou persoonlike lewe, in jou woord. Ons moet altyd aanhou groei. Hy sê ook verder in die eerste 24 verse, bewaar die eenheid. Bewaar die eenheid. Ek dink ons kan 'n hele reeks doen oor wat dit beteken om die eenheid te bewaar. Eenheid is belangrik. Een van die psalms sê dat waar daar eenheid is, daar sal God sy seun stuur. Ek dink die oorspronklike vertaling sê sal bevel. Hy sal dit verplig dat daar seën wees, daar waar daar eenheid is, so bewaar die eenheid. Maar hoe lyk dit om die eenheid te bewaar? Julle al gewonder hoe lyk dit? As jy wonder hoe lyk dit, dan moet jy dit dalk meer begin toepas. Om die eenheid te bewaar, is om soms 'n tree terug te gee. En te sê, ek gaan nie beklei nie. Om die eenheid te bewaar is om soms op jou knie te gaan en eerder met die Here te praat, as om iemand storm op te loop. Hy sê verder in die eerste 24 verse, lê die ou mens af. Het jy geweet, dat as jy gedoop is, dan sit jy hier as 'n splinter nuwe mens. Paulus sê, lê die ou mens af. Ek wil nie te veel vir julle verduidelik wat dit alles beteken nie. Maar dit beteken dit wie jy was, voor jy Jesus ontmoet het. Dit is nie meer wie jy moet wees, nadat jy hom leer ken het nie. Iewerste moet jou lewe verander, en mense moet kan oplet en sien, maar hierdie persoon is nie dieselfde persoon as wie ek 'n paar maande terug geken het nie. Ons moet die ou mense af lê. Die ou mens, nie ou mense nie. Sorry vir daai ene. Tongknopie. Julle is almal welkom, hoor. Word vernuwe in jou denke. Oh man, die goed wat hier tussen ons twee ore aangaan, kan ons op sulke diep donker plekke bring. Weet julle wat is die definisie van oordink? Moet dit nie oordink nie. Ons wil so graag 'n situasie in ons kop tot op die einde, tot op die punt, tot op die verste moontlike punt uitdink, want ek is so bang vir die onbekende, ek is so bang om onvoorbereid te wees vir dit wat die lewe my gaan bied, dat ek mis dit eintlik heeltemal om te leef. Dis wat oordink doen. Om iets te oordink kan 'n goeie ding wees, voordat jy 'n kar koop, voordat jy 'n huis koop, voordat jy groot besluite maak, kan jy dit oordink, deur jou gedagtes laat gaan. Maar om iets te oordink, verstaan julle wat ek probeer sê? Dit is moeilik om die verskil hierso te. Dit raak 'n probleem. Want wanneer dit vir 4-5 dae al is wat in my gedagtes aangaan,
Waar los ek ruimte vir die Here om die Here te wees? Waar los ek vir hom ruimte om bo my gedagtes en my gebede en alles waaraan ek kan dink te werk? Waar los ek spasie enigsins vir sy planne wat hoër is as my planne en sy paaie wat hoër is as my paaie, as ek nie my kop kan afskakel om presies te weet wat gaan stap vir stap gebeur nie. Ek wil presies weet wat dink wie van my en hoeveel keer het hulle dit gedink. Ek wil weet hoe lyk die werksituasie en wat gaan die baas sê en ek dink daaroor, bid daaroor, los dit in die Here se hande. Die laaste ding wat hy in die eerste 24 verse sê, is trek die nuwe mens aan. As jy wonder hoe lyk hierdie nuwe mens, begin net by die evangelies. Begin by Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Lees oor die lewe van Jesus. Jy moenie net die woorde wat daar staan lees nie. Sien dit in geheel, sien hoe hy mense hanteer. Sien hoe hy met mense gepraat. Sien die goed wat vir hom belangrik is, want dit is die nuwe mens wat ek en jy gaan moet aantrek. Maar sien julle 'n interessante ding? Ons is by hoofstuk 4 en alreeds begin Paulus praat oor trek die ou mens, hy lê die ou mens af, trek die nuwe mens aan. Dis nie so eenvoudig soos net die wapenrusting aantrek en nou kan ek willy-nilly by die deur uitstorm nie. Moet die ou mens eers uittrek, aflê. Dan van vers 25 aan, kom hy en dan praat hy bietjie direk. Sien, soms het 'n mens nodig om iets bietjie direk te hoor. Dis amper asof Paulus sê, okay, nou het ek die algemene goed aangespreek, maar hierdie is die spesifieke goed wat ek opgetel het. Van vers 25 sê hy, praat die waarheid. Ek wonder soms, hoekom is dit iets wat 'n mens nodig het om vir iemand te sê? Praat net die waarheid. Moenie verdraai nie, moenie leuns vertel nie. Hy sê, hanteer jou woede. En as van hierdie goed jou bietjie ongemaklik laat voel hier aan die binnekant, voel so bietjie asof jou tone dalk in die pad was. Net daar waar jy is, in jou gedagtes, praat met die Here. Vra Here, wat gaan aan? Wat is hier in my hart wat ek moet uitsorteer? Wat is dit waaraan ek moet werk? Dit is hoe 'n lewende verhouding met die Heilige Gees lyk. As ek vra vir hom, as daar niks is nie, sal hy vir jou sê niks nie. Maar as daar iets is. Derde ding wat hy sê na vers 25, hy sê hou op steel en begin uitdeel. Hou op steel en begin uitdeel. Nou hier's 'n interessante ding. En hierdie is in geen manier afpersend bedoel in enige opset nie. Wanneer die Here vir jou gesê het om te gee, dan al is dit eintlik al reeds nie meer joune nie. En wanneer jy kies om dit te hou, is jy besig om met die Here te steel. So hou op steel en begin uitdeel. Sê beheer jou woorde, kyk hoe jy praat, die goed wat jy sê. Tong is skerper as enige tweesnydende swaard. Ag, my tong het besluit, hy wil nie. Sal hom nie so hanteer nie, hy gaan ophou praat. En daarin lê die mag van lewe en dood. 5de ding, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Eer die Heilige Gees. Wees afwagtend op wat hy wil doen. Die 6de ding is raak ontslae van bitterheid. Hou op hierdie
varke, hierdie kwale in ons harte hou, van ons harte gaan bars en oorloop een van die dae. Iewerste moet jy hierdie bitterheid laat gaan en sê dis tyd om dit af te lê. Die laaste ding wat Paulus in hoofstuk 4 sê, is wees vriendelik en vergewe. Kan julle sien hoe lyk Paulus se idee van geveg, van weerstand bied? Dit lyk nie soos om in die strate af te hardloop en almal wat net vir jou nie 'n lekker 'n vibe in jou hart gee nie, jou nie lekker laat voel nie, buite kom en hulle net daar met die Bybel raak te loop nie. Dis nie hoe sy geveg lyk nie. Sy geveg begin hier aan die binnekant. Hy sê verander hier aan die binnekant. Begin reg leef. Begin jou gedagtes verander. Begin mense vergewe. Laat gaan van jou bitterheid. Hou op sleg praat. Hou op steel en begin uitdeel. Groei in jou volwassenheid. Hoekom? Want hierdie is die goed. Hierdie is die goed wat maak dat die vyand nêrens op jou 'n houvas kan kry nie. Jy nie kan aanval nie. Wapenrusting in hoofstuk 6 is nie net 'n meganiese toestel wat ons aantrek terwyl ons leef nie. Terwyl ons leef soos wat ons voorheen geleef het nie. Die wapenrusting is 'n toestel, is beskerming vir iemand wat alreeds in Christus wandel. Hoofstuk 5. Paulus praat met die gemeente en hy kommunikeer, hierdie is die sleutel tot al die vorige hoofstukke. As iets vir jou in die vorige hoofstukke nie sin maak nie, of jy kry dit nie lekker reg nie, gaan na hoofstuk 5 toe en pas toe wat hoofstuk 5 vir jou sê om toe te pas. Ons 3 goed wat ons sien in hoofstuk 5. Liefde, lig en wysheid. Love, light and wisdom. Efesiërs 5 vers 1 tot 2 sê, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerhande met 'n aangename geur. Sien Petrus noem in een van sy briewe wat eintlik vir vervolgde Christene geskryf word. Petrus skryf aan mense wat deur die Romeine aktief vervolg word en dan sê hy in 1 Petrus vir hulle, liefde bedek 'n menigte van sondes. En hier kom Paulus sê, hy sê as jy sukkel om die vorige goed reg te kry, as jy sukkel om dit te verstaan, heel eerste onthou liefde, opregte liefde. Ware liefde, want wat liefde in jou hart doen, liefde gaan nie maak dat jy iemand sleg wil hanteer nie. Liefde gaan maak dat jy iemand so gou as moontlik wil vergewe. Liefde gaan maak dat ek nie sleg teenoor iemand wil praat nie. Liefde gaan maak dat ek wil uitdeel en nie wil vat vir myself nie. Maar die laaste reaksie wat ons gewoonlik teen mense met sonde het, is liefde. Die laaste opsie waarin ons hulle behandel, is liefde. Begin gewoonlik by oordeel, en dan te neerkykery, en dan afpratery, boelie. Paulus sê, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad het. Hoe het Christus ons liefgehad? Hy en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God. So hoe leef ons dan in liefde? Wat het Jesus vir my en jou kom doen? Want dit is dan nou die voorbeeld van liefde. Dan die kruis kom hang, sodat sy bloed vir my en jou gestort kon word, sodat sy bloed ons kan skoon was en ons sondes kom bedek. So wat is my verantwoordelikheid teenoor die volgende ou langs my? Nie aanvaar sy sonde nie laat sy sonde toe nie keer dit goed nie,
maar bedek hom en beskerm hom in liefde. Dit beteken as ek iets uitvind oor iemand anderste, dan hardloop ek nie radiostasie toe met dit nie. Ek het eendag 'n baie interessante interaksie tussen twee vrouens gesien in die kerk waar ek vandaan kom. En julle ken hulle nie, maar ek gaan in elk geval nie hulle naam noem nie. Want dis nie die tipe interaksie wat ek eers op YouTube wil hê moet uitkom nie. Ek kan nie eens presies onthou waaroor het hulle gepraat nie. Maar die een vrou het vir die ander vrou gevra, hoor hierso, wat het jy nou al gehoor van so en so? En die vrou se respons terug was, nee, ek gaan vir jou niks sê nie, jy is soos koepel radiostasie. En toe nog ek, Jossie, is een manier om dit te sê. Maar kan ons nie so met ander mense werk nie? Kan ons hulle toemaak in liefde? Hulle bedek? Ons is nie geroep om hulle te oordeel oor hulle sonde nie. Ons is nie geroep om hulle te oordeel oor wat hulle verkeerd doen nie. Ons is geroep, Jesus Christus sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Hier is die beeld wat julle moet uitstraal, julle liefde vir mekaar. En dan kom hy in vers 8 en 9 en hy sê die volgende, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Let mooi op wat hy sê, hy praat nie van in die duisternis of in die lig nie, hy sê julle was duisternis, maar julle is nou lig, leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Leef as die lig, sê Paulus. Weet jy hoe maklik is dit om te verdwaal in die donker? As jy nie weet nie, vra jou klein tontjie of jou maar Mary. Hy kan vir jou baie goed getuig. Wanneer ons in die duisternis beweeg, wanneer ons in duisternis is, wanneer ons die duisternis is, dan is dit so maklik om maar net roekeloos en doelloos deur hierdie lewe te gaan. En te hoop dat daar aan die ander kant 'n skip vir my wag wat my na 'n goeie plek toe gaan vat. Wanneer ek in die lig leef, dan raak dit vir my duidelik. Die vrug van die lig, as jy in die lig in jou lewe het, as jy die lig is, die vrug daarvan is alles wat goed, geregtig en waar is. So as jy sukkel met hoofstuk 4 en jy sukkel met hoofstuk 3 en 2 en 1, gaan na hoofstuk 5 toe en kyk wat sê Paulus. Hy sê om in die lig te leef is om alles wat goed is te doen, dit is die vrug van jou lig, jy doen goeie goed, jy doen goed wat geregtig is, en goed wat waar is. Geen bybedoelings nie, geen agteraf agendas nie. Vers 15 en 16, kom Paulus dan sê hy, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses, koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Koop die tyd uit om wat te doen? Om te groei in jou wysheid. Hoe doen jy dit? Is nie met gekruiste bene op die mat, met jou vingers in sirkeltjies. Is nie hoe jy groei in wysheid nie. Wysheid kom deur jou woord oop te maak en te lees. En as jy nie verstaan nie, te bid en weer te lees. En as jy nog steeds nie verstaan nie, weer te bid en weer te lees. En as jy nog steeds nie verstaan nie, kry jy die gevoel. Om te groei in wysheid is om jouself bloot te stel, nie aan gesprekke oor onbenullighede nie.
Nie aan gesprekke oor wêreldse goed en sondige goed nie, maar om jouself bloot te stel aan gesprekke waar mense oor hierdie tipe wyshede praat. Gesprekke wat begin met, jy sal nie glo wat het die Here vanoggend vir my gesê nie. Jy sal nie glo wat het ek raak gelees in die woord van God nie. Hoe sorg 'n dokter dat hy al die wysheid het om 'n goeie dokter te wees? Kom nou, julle weet hoe. Hy gaan studeer. Vir lank. 7 jaar minimum. Wat hulle studeer om seker te maak hulle het al die wysheid om 'n goeie dokter te wees. So hoe sorg ek en jy dan dat ek en jy goeie kinders van God is? Sorg dat ons die wysheid het om goeie kinders van God te wees. Ek kan vir jou sê, begin met 7 jaar studeer. Koop die tyd uit en sorg dat jy wys raak in die dinge van die Here. Sorg dat jy hom ken en sy gees in jou leef. Sien, daar is momente in die hele boek van Efesiërs. Michael, sal jy vir my net daai tweede slide weer opsit asseblief? Daar is momente reg deur die hele boek van Efesiërs. Ons sien reg van hoofstuk 1 af, praat hy oor wie hy is. Hoofstuk 2, waar jy vandaan kom. Hoofstuk 3, die doel van die kerk, die doel van die liggaam as gemeente. Hoofstuk 4, wat jy moet doen, hoe jy moet leef. Hoofstuk 5, al hierdie momente is geskep, sodat die opbou tot by die wapenrusting vir jou sin kan maak. Want as ek hoofstuk 1 tot 5 afgehandel het in my lewe en ek is nie perfek nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Jy hoef nie 100% perfek te wees in alles wat al hierdie hoofstukke onderhou voordat jy die wapenrusting kan aantrek nie. Maar jy moet weet wat jy glo en waarop jy staan. Jy moet weet waartoe leef jy. Want wanneer ek dan die wapenrusting aantrek en ek leef waardig van hierdie wapenrusting, dis dan wanneer die vyand se broek begin bewe, wanneer jy wakker word in die oggende. So dis hoekom ons nou al 3 weke spandeer het aan die wapenrusting van God en nog nie een enkele stuk aangeraak het nie. Paulus het 5 hoofstukke gevat voordat hy die wapenrusting aangeraak het. So voordat 'n soldaat die oorlogveld kan betree, moet hy weet wie hy is en vir wie hy veg, en hy moet weet hoe om te veg. Daarna kan hy eers in die weermag staan. En ek wil vir julle so kort gedeelte gee van wat ons volgende week gaan bespreek. En ek is baie opgewonde oor volgende week. Julle ken die vers baie goed, maar ek wil vir julle een vraag daaruit vra. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die listighede van die vyand. Waarom noem Paulus dit die wapenrusting van God? Hoekom nie die gelowiges se wapenrusting nie? Hoekom nie die wapenrusting van die kerk nie? Volgende week gaan ons 700 jaar terug in die verlede in. En ons gaan kyk na die wapenrusting van God, die oomblik toe dit nog nie die gelowiges in was nie. Maar hierdie wapenrusting waaroor ons praat, was nooit oorspronklik myne of joune gewees nie. Dit is God se eie wapenrusting gewees. Amen. So kom volgende week, ek sien uit om julle te sien. Onthou vanaand woordskool, onthou die vroue by mekaar kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, ons loof U en ons dank U en ons prys U, Here, vir U woord. U teenwoordigheid en U woord, Here, is wat ons staande laat bly in hierdie tyd en in hierdie wêreld, Here. En Here, my gebed is dat elkeen van ons sal groei in ons wysheid en ons liefde en in ons lig, liewe Heer, sodat dit wat ons doen, Here, U sal verheerlik en U sal eer, Here.
Here, ek wil bid en vra dat U vir ons hierdie waarhede spesifiek uit Efesiërs uit, liewe Heer, dat U dit vir ons sal kom oopbreek, sal kom verduidelik, liewe Heer, sodat ons dit nie net sal hoor nie net sal glo nie, Here, maar dat ons dit sal leef. Dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar doeners. Here, ons gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding, Here, en ons bid dit alles in U wonderlike en heilige en almagtige naam alleen. Amen.